met jou in die wonderlike naam van Jesus. Mag die Here vandag sy woord in jou hart seën. Praat met jou oor ek en die wil van die Here. Ek en God se wil. Skrifgedeelte net een vers, Psalm 119 vers 9. Ek lees hom vir jou in die 2020 vertaling. Hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woord. Meeste van ons ken hierdie vers in Psalm 119. Die 1953 vertaling, die ou vertaling, klink dit soos volg. Waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Hierdie hele Psalm, so lank as wat dit is, die langste Psalm in ons Bybel, is 'n lied oor God se wil. Leslie C. Allen sê, Psalm 119 is a literary monument raised in honor of Yahweh's revelation of himself to Israel. As jy deur hierdie hele Psalm lees, dan kom jy agter, dit gaan oor God se bepalings. Dit gaan oor God se wil, oor sy wet, soos wat ons dit byvoorbeeld in Deuteronomium kry. Nou vir meeste van ons is God se wil vaag, ver, abstrak, en ons dink dat ons vir dae moet vas en bid om te probeer vasstel wat God se wil is. Nou enerzijds is dit so, dat ons moet vas en moet bid, veral wanneer dit kom by belangrike besluite wat ons toekoms raak. Dan soek ons inderdaad God se wil deur te vas en te bid as dit nodig is. Hoekom? Omdat ons as gelowiges glo dat die Here 'n plan, 'n doel met ons lewens het. En ons wil dit nie mis nie. Ek wil nie 'n pen wees wat gebruik word om ore te krap nie. Ek wil 'n pen in die hand van 'n vaardige skrywer wees, sodat hy 'n wonderlike verhaal, 'n wonderlike storie met my lewe kan skryf. So enerzijds, ja, dit is so, dat ons moet vas en bid om God se wil te soek wanneer dit kom by die belangrike besluite in ons lewens, soos wat dit ons toekoms raak. Anderzijds is dit vir ons glad nie nodig om te raai wat God se wil is nie. Hoegenaamd nie. Die Here God verlos Israel uit Egipte. En hy bring Israel deur die woestyn na Sinaï berg toe. Hoekom? Omdat hy daar by Sinaï berg homself aan Israel wil openbaar. En God wil ook sy wil aan sy volk, die volk wat hy geroep het. Hy wil homself verbind aan hierdie volk. Hy wil hê dat hierdie volk hulle self aan hom sal verbind, maar dat hulle dan nie soos die wêreld sal wees nie, maar soos mense wie se God Jahwe is. En daarom wil hy ook sy wil vir hulle lewens, hoe hy wil hê hulle moet leef, aan hulle openbaar. Nou, baie van ons is bang vir die 10 gebooie, want ons dink dat die 10 gebooie afbreek doen aan die genade van God. En daarom wil ek sommer baie duidelik stel reg aan die begin, dat ek en jy kan nie gered word deur die 10 gebooie te probeer onderhou nie. Die 10 gebooie openbaar aan ons
dat ons oortreders is, dat ons sondaars is. En omdat ons oortreders is, omdat ons sondaars is, het ons 'n redder nodig. Selfs Moses was een van die heel eerstes wat die 10 gebooie gebreek het, deur dit letterlik stikkend te gooi op die grond. So nie een van ons kan gered word deur die 10 gebooie te onderhou nie. Die 10 gebooie openbaar ons as sondaars wat 'n redder nodig het. Die enigste manier vir jou en vir my om gered te word, is deur ons geloof in Jesus Christus se offer aan die kruis vir ons sonde. Maar hoor baie mooi, God se genade verander nie sy wil nie. Ek gaan dit weer sê. God se genade verander nie sy wil nie. God's grace does not change God's will. En God se wil word vir ons uitgespel in die 10 gebooie. Die eerste gebod, God wil hê dat ons hom alleen sal aanbid. God wil hê dat ons geen afgode sal hê nie. God wil hê dat ons sy heilige naam nie ydelik sal gebruik nie. Met ander woorde, dat ons nie sy naam goedkoop sal maak of deur die modder sal sleep nie. Die Here onse God wil hê dat ek en jy in ons Sabbatsrus, naamlik Jesus Christus, sal ingaan. Die Here onse God wil hê dat ons ouers, ons vaders en ons moeders sal eer. Die Here onse God wil hê dat ons nie moord sal pleeg nie. Die Here onse God wil hê dat mans en vrouens getrou sal wees aan hulle eggenote, dat hulle nie egbrekers sal wees nie. God se wil is dat ons sal werk om 'n inkomste te verdien en dat ons nie sal steel nie. En as ek dan nie 'n werk kan kry nie, as ek dan nie 'n inkomste kan verdien nie, dat ek sal leer om God te vertrou. Maar ons mag nie steel nie, dis God se wil. God se wil is dat ons ook nie vir mekaar sal lieg nie, dat ons die waarheid met mekaar sal praat, dat ons nie leuenaars en bedrieërs sal wees nie. God se wil is dat ons ook nie mekaar se besittings, mekaar se mans en vrouens sal begeer nie. Ek hoop jy verstaan dat die 10 gebooie spel vir ons uit wat God se wil vir ons lewens is. Jy hoef nooit te twyfel nie. En Jesus het nooit 'n streep deur die 10 gebooie getrek nie. Inteendeel, Jesus bevestig die 10 gebooie in sy bergrede, Matteus hoofstuk 5, deurdat hy ons dieper vat as die uiterlike betekenis van die wet, van die 10 gebooie. Jesus vat ons na die innerlike betekenis van die 10 gebooie. Die uiterlike betekenis sê, ek mag nie moord pleeg nie. Maar die innerlike betekenis is, dat God wil ook nie hê, dat daar moord in ons harte sal wees nie. Dat daar geen haat in ons harte sal wees nie, net liefde, ja, selfs vir ons vyande. Dis die innerlike betekenis van God se wil vir ons lewens. Dis Jesus wat die 10 gebooie vir ons pragtig opgesom het in Matteus hoofstuk 12 vers 30 en 31. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê
met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag en jy moet jou naaste lief hê soos jou self. Soos jou self. So, Jesus het nooit 'n streep deur die 10 gebooie getrek nie. En in die Ou Testament was die 10 gebooie so belangrik, God se wet, onthou, God se wil word gekonstrueer op hierdie twee, die liefdesgebod, wat Jesus vir ons opgesom het, die 10 gebooie, opgesom in hierdie woorde. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou krag, en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. God se ganse wil word gekonstrueer op hierdie twee kerngebooie. En in die Ou Testament was dit so belangrik geweest, dat ons in Deuteronomium 6, vers 6 tot 9 lees, dat die Here vir Israel sê, hierdie woorde moet jy op die hart dra, herhaal dit vir jou kinders, praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand, en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis, en op jou stadspoorte. In die Ou Testament was die 10 gebooie geskryf op kliptafels. Dit was uiterlik. En hulle moes die 10 gebooie memoriseer, voortdurend daaroor dink, en hulle self voortdurend en hulle gesinne voortdurend daaraan herinner. Nie in die Nuwe Testament nie. In die Nuwe Testament is die 10 gebooie nie meer uiterlik op kliptafels nie, maar word dit nou innerlik op die tafels van ons harte geskryf. En jy kan maar gaan lees in Hebreërs hoofstuk 8. Die Hebreërs skrywer 'n skrifgedeelte aanhaal, wat een van die profete aanhaal, wat sê dat God sy wette in ons harte sal skryf onder die nuwe verbond. In die ou verbond was dit uiterlik op kliptafels en ons moes dit memoriseer. Nie in die Nuwe Testament nie. In die Nuwe Testament beweeg dit van uiterlik na innerlik en God skryf dit binne in ons op die tafels van ons harte. Dit is nou binne in ons. Hoe doen hy dit? Deur sy gees in ons harte uit te stort. Ek herinner jou daaraan dat die 10 gebooie in Jesus se terminologie opgesom kan word as die liefdesgebod. En Paulus sê vir ons in Romeine 5 vers 5, hy sê, want God se liefde, die liefde is 'n opsomming van God se wil, dat God se liefde in ons harte uitgestort word deur die Heilige Gees wat aan ons gegee word. Daarom, my vriend, as ek en jy die Here onse God lief het, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en met al ons krag, en as ons mekaar lief het, soos wat Christus ons lief gehad het, dan leef ek en jy 100% in God se wil. Baie belangrik dat ons dit verstaan. Dis nie iets abstrak, iets ver, iets vaag nie. God se wil word vir ons geopenbaar in sy woord. God se wil is liefde. En hierdie liefde word deur sy gees in ons harte uitgestort. En die liefde maak ons slim om gehoorsaam te wees aan God se wil. Tydens ons gemeente se netwerk, ons gemeente behoort aan 'n netwerk, die Familie Adui netwerk binne die AGS, en tydens ons onlangse wegbreek,
het Stefan Joubert ons toegespreek oor God se wil. En hy het ons herinner daaraan dat daar duidelike, pertinente skrifgedeeltes in die Nuwe Testament is, wat vir ons uitspel wat die wil van die Here is. En ek gaan vir jou net 5 van hierdie skrifgedeeltes aanhaal. Die eerste een kry ons in 1 Petrus 2, vers 5 tot 16. Petrus sê, dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, wat is God se wil? Dat ons sal goed doen, dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om die Here te dien. Baie duidelik sê Petrus vir ons wat die wil van die Here is. Sy wil is dat ons sal goed doen aan mense. Dat ons sal goed doen aan mense. Veral wanneer mense ons nie goed behandel nie. Veral wanneer mense goed van ons sê wat seer maak, wat sleg is. Dat ons die kwaad sal beantwoord met die goeie. Dit is God se wil vir ons, om goed te doen aan mense, al word daar kwaad aan ons gedoen, en al word daar kwaad van ons gepraat. Elke keer wanneer ons goed doen aan iemand, is ons besig om die wil van die Here te doen. En jy kan dit maar toets. Kyk maar net, hoeveel vrede kom daar in jou hart, wanneer jy goed doen aan iemand, veral as daardie persoon jou sleg behandel het, en slegte goed van jou gesê het. Doen goed aan daardie persoon, en kyk, watter vrede kom daar in jou hart. God se wil is, dat ons sal goed doen aan mense, al doen hulle sleg aan ons. Tweedens, 1 Petrus 2 vers 20 tot 21, sê hy, as julle volhard, terwyl julle goed doen, en dan nog ly, is dit genade by God. Julle is immers hiertoe geroep. Waartoe is ons geroep? Om te ly terwille van Jesus Christus. Want Christus het ook terwille van julle gely. Baie duidelik. Ons is geroep om te ly terwille van Jesus Christus. Ons moet dit weet. Jesus sê vir ons in Johannes 15, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Die vroeë kerk, vir die vroeë kerk was dit groot blydskap, die grootste eer, die grootste voorreg om vir die naam van Jesus Christus te kon ly. Ons lees in Handelinge 5 byvoorbeeld hoe dat die Sanhedrin, die Joodse raad, vir Petrus en die ander apostels laat gesel. Jy weet wat beteken dit om gegesel te word? Jy word met 'n kats, met 'n sweep geslaan tot die bloed loop. En dan lees ons in Handelinge 5 vers 41, nadat hulle gegesel is, dat hulle van die Sanhedrin weggegaan het, hoor mooi, bly dat hulle waardig bevind is om ter wille van sy naam skandelik behandel te word. My vriend, wanneer laas het ek en jy so bietjie moeilikheid gevat, so bietjie in die moeilikheid gekom oor Jesus Christus? Weet jy dat daar op hierdie oomblik mense is wat sterwe vir hulle geloof? Die afgelope week het ek video's gesien van Christene wat moes kies tussen, kom ons sê maar, die organisasie, ek wil nie name noem nie,
en Jesus Christus. En as hulle Jesus kies, word hulle net daar van kant gemaak, doodgemaak. En ons sien hierdie persone, blymoedig, kies hulle om eerder te ly en te sterf ter wille van Jesus Christus. Ons grootste eer, ons grootste voorreg is om in die moeilikheid te kom, is om moeilikheid te vat, is om te ly ter wille van Jesus Christus. Dit het nog nooit verander nie. En wanneer ons ly, moet ons groot vreugde daaruit put. Want as hulle Jesus nie gespaar het, hoekom sal hulle ons spaar? Derdens, 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is God se wil, baie duidelik, né? Dit is God se wil dat julle heilig moet leef, dubbelpunt, dat julle sal weerhou van onsedelikheid. Wat is onsedelikheid? Onsedelikheid is seksuele immoraliteit. Baie mense sê vir ons moet ons nie heilig hou nie. My vriend, ons moet ons heilig hou. Om heilig te wees beteken ons is nie soos die wêreld nie. Ons is afgesonder as God se mense, eenkant gesit as God se mense, vir God, vir Christus en hy vir ons. Ons is geroep, dis God se wil, dat ons heilig sal wees, solank ons nie skynheilig is nie, maar heilig moet ons wees. En is interessant, dat dit onmiddellik in hierdie skrifgedeelte in verband gebring word met onsedelikheid. En die Griekse woord wat hier gebruik word is porneia, waar ons woordjie pornografie vandaan kom. En jy moet weet, dat dit nie die wil van die Here is, vir ons om rond te slaap, seksueel losbandig te lewe nie. Dat seks buite die huwelik deel van onheiligheid, onreinheid is. Seks buitekant die huwelik, enige vorm van seksuele immoraliteit maak ons onrein en is God se wil dat ek en jy heilig sal wees. Dat ons sal weerhou van onsedelikheid. Vierdens, 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Dit is God se wil, dat ek en jy in alle omstandighede, sleg of goed, altyd deur dankbaar sal wees. En weet jy wat? Ons kan dankbaar wees, omdat as gelowiges word ons dankbaarheid nie gekoppel aan ons omstandighede, goed of sleg nie. Ons blydskap en ons dankbaarheid word gekoppel aan dit wat God vir ons gedoen het in sy geliefde seun Jesus Christus, wat sy lewe vir ons opgeoffer het aan 'n kruis, en wat uit die dood uit opgewek is, deur wie ons nuwe mense word, wat die ewige lewe het. Niks, geen omstandigheid in hierdie wêreld kan dit verander nie. En al lyk dit hoe donker rondom ons, kan 'n gelowige elke dag van ons lewens, in die haglikste omstandighede, selfs in die gevangenis, met dankbaarheid in ons harte leef. Dis God se wil vir ons. Dis die korrekte reaksie, respons van mense wat deur sy liefde in hierdie lewe opgetel is. En dan, laastens, lees ons in 2 Korintiërs 8 vers 5. Paulus skryf, hy sê, dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee, en toe aan ons, dit is soos God wil. Waaroor gaan dit hier?
Paulus en sy reisgenote het by al die gemeentes wat hy geplant het in Klein-Asië, in Macedonië en in Agaïe, offerhandes opgeneem vir die brandarm sukkelende gemeente van Jerusalem, die moedergemeente in Jerusalem. Offerhandes opgeneem by al hierdie gemeentes. En nou skryf Paulus vir die gemeente in Korinthe en hy spog so bietjie oor die gemeentes van Macedonië. En hy sê dat hierdie gemeentes in Macedonië, wat self baie swaar gekry het, brandarm was, dat hulle baie meer gegee het as wat hulle kon. Dat hulle ryk was in oorvloedige vrygewigheid. En dan sê Paulus, dit is soos God dit wil hê. So wat is die opsomming hiervan? Dis God se wil, dat ek en jy mense van absolute vrygewigheid sal wees. Mense wat 'n oop hand het, nie 'n toe hand nie. God se wil, dat ons ryk sal wees in vrygewigheid. En dis iets wat ons moet leer, dis iets wat ek self moet leer. Ek het 'n vriend in die Kaap, Dr. Gustaf de Tooy, is een van die grootste gewers wat ek in my lewe teëgekom het. Gustaf is altyd besig om te gee. Altyd besig om te gee. Ons was onlangs in die Kaap gewees en ons het ook daar gesprekke gehad met Dr. Gustaf en ek het op 'n stadium vir hom 'n WhatsApp gestuur en hom gesê, Gustaf, ek leer baie by jou, veral oor vrygewigheid, want hierdie man se hand is oop, en weet jy, die wonder is, hoe meer hy gee, hoe meer seën die Here hom. Hy het nooit tekort nie. Hoe meer hy gee, hoe meer is daar 'n invloei in sy lewe. Jy sien, hy's in God se wil, deur te gee, deur 'n oop hand te hê, deur hierdie dinge te doen. So om net vir jou op te som, ons hoef nie te raai wat God se wil is nie. Dit word vir ons uitgespel in sy woord. Dit word vir ons uitgespel in die liefdesgebod. Dis God se wil dat ons lief sal hê. Eerstens, dat ons hom meer lief sal hê as enigiets anders. Dis God se wil dat ons mekaar van harte sal lief hê, soos wat Christus ons lief gehad het. Dit is die Here se wil dat ek en jy goed sal doen aan mense, al maak hulle ons sleg, al sê hulle die slegste goed van ons, goed wat nie waar is nie, al doen hulle sleg aan ons, dat ons dit altyd deur sal beantwoord deur goed te doen. Dis die Here se wil dat ek en jy ook bereid sal wees om moeilikheid te vat vir die evangelie van Jesus Christus. Dit behoort ons grootste voorreg en eer te wees. Dit is die Here se wil dat ek en jy heilig sal leef. Dat ons onsself nie sal skuldig maak aan losbandigheid en seksuele immoraliteit nie. Dit is ook God se wil dat ons dankbare mense sal wees, onder alle omstandighede, altyd deur ons dankbaarheid te laat vloei vanuit dit wat die Here vir ons gedoen het. En dan laastens, dit is inderdaad die Here se wil dat ek en jy vrygewig sal wees, dat ons hand sal oop wees. God wil ons seën, maar hy kan ons nie seën as ons hande toe is nie. Mag die Here jou ryklik seën en hierdie woord verkoop en lewendig maak in jou hart. Shalom.